Op hierdie Saterdagmôre groet ek jou in die naam van Meester Yeshua. Dankie dat jy ingeskakel is by ons Shabbat uitsending van Rian Aubrey Ministries, Miknas gemeente hier in Benoni. So dis 'n voorreg om met jou te kan gesels. En Shabbat Shalom. Mag jy 'n geseënde Shabbat hê. Mag jy Vader se teenwoordigheid ervaar daar waar jy is. En mag jy net vandag weet dat die hand van Jahwe ons Elohim is oor jou en die skepper van hemel en aarde is lief vir jou. En ek wil vandag met jou praat oor hierdie belangrike aspek en dit is geloof, hoop en liefde. Ons almal ken hierdie gedeelte en dis seker die mees populairste woorde uit die Bybel wat mense gebruik, geloof, hoop en liefde. Dit is op mense se mure by die huis en miskien is dit dalk by jou huis teen die muur is daar dalk 'n bord of 'n skildery of wat ook al wat sê geloof, hoop en liefde. So dis 'n baie populêre gedeelte uit Vader se woord wat mense nou natuurlik gebruik. En daar is ook 'n liedjie daaroor geskryf deur 'n Afrikaanse sekulêre sanger wat 'n liedjie geskryf het geloof, hoop en liefde. En daar is ook mense wat dit op hulle liggaam sit as 'n tattoo. En dan is daar die kruis en dan die hartklop en dan 'n hartjie en dis geloof, hoop en liefde. Sit mense dit op hulle liggaam as 'n tattoo. Maar wat is die ware betekenis daarvan? Want dit klink so goed, geloof, hoop en liefde, maar wat is die ware betekenis van dit? Jy sien, kan dit regtig net so eenvoudig wees soos wat mense sê, geloof, hoop en liefde, of verstaan mense dit dalk nie reg nie? Word die woord dalk gekommersieel sonder om die volle begrip te verstaan van die woord? Want jy sien, geloof, hoop en liefde word natuurlik beskou as die 3 kern Christelike waardes waarby alle Christene moet hou. Okay, maar wat beteken dit? Wat beteken dit in sy diepte? Want ons sê so maklik geloof, hoop en liefde, maar wat beteken dit in sy diepte? En ek is so dankbaar, ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n ware gelowige van Jahwe, ons Elohim, ek is 'n volger van die weg, want Christene maak dit so afgewater. En ek is jammer om dit te sê, maar geloof, hoop en liefde het so kommersieel en so afgewater geraak, want mense gebruik dit op enige manier wat hulle dit graag wil gebruik. En mense sê, maar solank jy geloof het, en solank daar hoop is, en solank daar liefde is, dan is die saak reg, dan is jy op pad hemel toe. Dis nie so eenvoudig soos dit. Nie so eenvoudig soos dit. So kom ons gaan na die woord, en kom ons gaan lees in 1 Korintiërs 13 vers 13. 1 Korintiërs 13 vers 13, merk hierdie in jou Bybel, en dis waar hierdie gedeelte uitkom, geloof, hoop en liefde. So kom ons lees dit saam, 1 Korintiërs 13 vers 13, en nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is liefde. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, so daardie 3, geloof, hoop en liefde, is wat baie mense nou natuurlik op fokus, en hy sê, maar die grootste hiervan is die liefde. So kom ons gaan ontleed dit so bietjie, kom ons gaan kyk so bietjie in diepte na hierdie 3 kernwoorde, geloof, hoop en liefde. So wat is geloof? Daar is natuurlik mense wat sê, solank as wat jy glo met jou hart en bely met jou mond, en dan is jy gered. Dan is jy gered. Dis baie eenvoudig, ek moet net 'n gebedjie opsê, en dan is die saak reg, dan is ek op pad hemel toe. Maar dis nie so eenvoudig soos dit nie. So wat is geloof? Ek gee vir jou woord, Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die Engelse vertaling sê, the evidence of things not seen. So die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou sê Hebreërs 11 vers 6, hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om Elohim te behaag, want hy wat tot Elohim gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. So is alles mooi en is alles pragtig en geloof staan uit in die woord en hier gee die woord vir ons die definisie van geloof in terme van die woord. So geloof is dan die vaste vertroue, die hoop en die bewys van dinge wat ons nie sien nie. Maar geloof by definisie. Ek
maak dit so 'n bietjie vir jou oop en ek breek dit vir jou so 'n bietjie oop. So geloof by definisie is die volgende. Geloof is die selfvertroude versekering, vertroue en diepe oortuiging in iets wat nie onmiddellik sigbaar is of wat ten volle bewys kan word nie. En dink so 'n bietjie daaraan. As jy met mense praat en kom ons sê jy praat met 'n ateïs en daai ateïs vra vir jou, hoorie so, wys vir my die lewende God. Wat gaan jou antwoord wees? Wat gaan jou antwoord wees? Want jy sien, ek en jy bid en ons aanbid en ons loof Vader en ons bid tot iets en iemand wat ons nie sien nie. Ons bid en ons aanbid iemand wat ons nie sien nie. Ek is dankbaar vir sy teenwoordigheid, ek is dankbaar vir sy gees, want jy sien, ek ervaar sy teenwoordigheid, ek ervaar sy hand op my lewe, en ek sien sy wonderwerke, maar ons sien nie die lewende God nie. So dis baie moeilik om die bewys te gee van die skepper van hemel en aarde. Dis moeilik. So geloof by definisie is die selfvertroude versekering, vertroue in 'n diepe oortuiging in iets wat nie onmiddellik sigbaar is nie, of wat ten volle bewys kan word nie. So ons kan nie altyd alles ten volle bewys nie. Daar is sekere antwoorde wat ons kan gee, daar is sekere bewyse wat ons kan gee, maar ons kan nie altyd al die antwoorde gee en al die bewyse gee. So dis baie keer moeilik. Maar nou kom die vraag, van waar af kom geloof? Van waar af kom geloof? Ek vat jou weer eens na die woord toe, en die woord sê Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van Elohim. So ek kom tot geloof vanweë die woord, en die oomblik wanneer ek die woord hoor, dan kom die gees, en die gees maak die woord lewendig in my binneste, en dit veroorsaak 'n transformasie en 'n verandering in my gedagte, en dan kom daar geloof vanweë die woord wat ek hoor. So met ander woorde, geloof is 'n reaksie en 'n aksie. Geloof is 'n reaksie en 'n aksie. Nou wat bedoel ek daarby? Ek reageer op die woord wat ek hoor. So met ander woorde, geloof is die reaksie op dit wat ek hoor, op die woord. Maar die aksie wat plaasvind, is die aksie wat moet volg na die reaksie. So dit is 'n reaksie op die woord wat gehoor word, en daarna wat dan die volhoubare aksie veroorsaak teenoor Jahwe en sy woord. So, die reaksie is daar, ek word gelowig, en dan die aksie is om volhoubaar in Jahwe se woord te wees. Om volhoubaar die aksie te toon teenoor Jahwe en sy woord. Dis wat dit beteken. So geloof is 'n reaksie en 'n aksie. Nou kom ek vat jou weer eens na die woord in Romeine 1 vers 17, en hy sê, want die geregtigheid van Elohim word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Uit geloof tot geloof. So weer eens, geloof is 'n reaksie en 'n aksie, want geloof kom uit die gehoor. So ek reageer op dit wat ek hoor, en dan moet daar 'n volhoubare aksie wees teenoor Jahwe en teen sy woord, en dis wat Romeine 1 vers 17 sê, dat Elohim word geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou let op wat sê die woord hier, hy sê dat die regverdige sal uit die geloof lewe. So, die twee belangrike dinge wat hier genoem word in Romeine hoofstuk 1 vers 17 is regverdig en geloof. Die regverdige en geloof, so die regverdige sal uit geloof lewe. So hoe word ek geregverdig? Ek dink is 'n baie belangrike vraag wat ek nou vra. Hoe word ek en hoe word jy as mens geregverdig? Hoe gebeur dit? Kom ek lees vir jou.
Ek vat jou weer eens na die woord toe in Romeine hoofstuk 3 vers 25 tot 26. Hom het Elohim voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van Elohim en sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Yeshua is. So hoe vind daar regverdiging in my lewe plaas? Hier sê die woord dit, uit die geloof in wie? In Yeshua. So my geloof in Yeshua bring regverdiging in my lewe. Bring regverdiging in my lewe. So geloof in Yeshua bring my in 'n regverdiging en geregtigheid teenoor Jahwe, en daardie geloof veroorsaak die wedergeboorte wat in my lewe plaasvind, en dit veroorsaak die bekering waar ek wegdraai van sonde en ek draai na die lewende God en ek keer terug na hom en ek keer terug na sy woord. Dis wat geloof is en dis wat regverdiging beteken. Dis hoe ek regverdig word deur geloof in Yeshua, deur wedergeboorte en deur bekering. So wedergeboorte is wanneer ek my gees oopmaak. En Yeshua kom in deur sy gees en hy was my skoon deur sy bloed. Hy verander my lewe van binne af buite toe. Dan is dit my verantwoordelikheid om my rug te draai op sonde en ongeregtigheid en te wandel in sy weë. Dis bekering. So dis my verantwoordelikheid. So wedergeboorte is waar die gees van God die verandering kom maak in my lewe vanweë die feit dat ek Yeshua aanvaar as my verlosser en saligmaker en sy bloed kom was my skoon. So nou is ek geregverdig. Nou is ek in geregtigheid en ek is in 'n regstaande posisie voor die lewende God. So my geloof in Yeshua bring my in daardie posisie. So Romeine 3 vers 28. Hy sê ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. So luister gou baie mooi. Ek wil gou hierdie vir jou baie mooi duidelik maak. Ek kan nie gered word deur die wet nie. Ek kan nie gered word deur die Shabbat te onderhou nie. Ek kan nie gered word deur die feeste te onderhou en sy wet te onderhou nie. Dit bring nie vir my redding nie. So met ander woorde, ek moenie daar begin nie. Ek moenie begin by die wet en begin by die Shabbat en daarop fokus. Ek moet begin by die begin. Wat is die begin? Die begin is Yeshua. Ek het nou vir jou gelees in Romeine hoofstuk 3. Hy sê, hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Yeshua is. So dis die belangrikste aspek wat in ons lewe moet wees, is die geloof in Yeshua. Dis waar ons geloof begin, mense. Ek kan nie my geloof plaas en my vertroue plaas in enigiets anders nie, want dit gaan my nie regverdig maak nie. En nou sê Romeine 3 vers 28, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. So, die woord kom openbaar dit. Dis absoluut die waarheid. Die woord kom openbaar dit. Ek word nie geregverdig deur die werke van die wet nie. Ek word geregverdig deur my geloof in Yeshua. Maar onthou, dit is die reaksie op die woord deur die geloof in Yeshua tot verlossing, vergifnis van sonde en aanneming. So hierdie is een aspek. Luister nou baie mooi. Ons moet nie nou verlore raak nie en ons moet nie nou hierso heeltemal van die wa afklim nie. Ons moet hier nou fokus en ek wil hê dat jy saam met my sal volg, dat ons by die regte verklaring van die woord uitkom, want baie mense stop hier. Baie mense stop hier en sê, kan jy sien? Ons het nie die wet nodig nie, ek word geregverdig deur die geloof sonder die werke van die wet. Nou kom ek verduidelik gou. Ek kan nie begin by die wet nie. Ek kan nie staat maak op die werke van die wet dat dit my regverdig nie. Ek kan nie daarop fokus sonder Yeshua nie. Kan nie. In ander woorde, ek kan nie Yeshua uit die prentjie uitvat
en nou fokus op die wet en verwag dat ek geregverdig moet word nie. Dit werk nie so nie. Dit werk nie so nie. So, die reaksie op die woord deur die geloof in Yeshua bring my tot verlossing, dit bring my tot vergifnis van sonde en tot aanneming as 'n kind van God. Nou gaan ons verder met die boek van Romeine hoofstuk 3 en hy sê in 31, in vers 31. Nou luister wat sê die woord hier. Hy sê maak ons dan die wet tot niet deur die geloof. En dis wat baie mense mis. Baie mense mis hierdie gedeelte en hulle quoteer dit nie eers nie. Hulle mis hierdie gedeelte heeltemal. Hulle kom net by vers 28 en daar bly hulle. Maar ons moet so 'n bietjie verder gaan en ons moet gaan kyk wat sê die woord verder. Romeine 3 vers 21, hy sê maak ons dan die wet tot niet deur die geloof. Maak ons die wet tot niet deur die geloof, is die vraag en die antwoord kom nee. Ek het dit in rooi gehighlight. Nee, stellig nie. So met ander woorde, jy kan nie die wet tot niet maak vanweë die geloof in Yeshua nie. So wat moet ons dan doen? Hy sê inteendeel, ons bevestig die wet. Ons bevestig die wet. So wat beteken dit om die wet te bevestig? Onthou wat ek vir julle gesê het, dat geloof het twee aspekte. Geloof het twee aspekte. Geloof is 'n reaksie en 'n aksie. Geloof is 'n reaksie en 'n aksie. Ons sien in vers 25 tot en met 28 dat my geloof in Yeshua is die aksie wat ek het teenoor die woord wat ek hoor. Nou moet met die aksie kom. So dit wat ek heel eers gedoen het is die reaksie op die woord. Ek het in geloof ingekom in Yeshua, dis die reaksie op die woord en nou moet daar 'n aksie plaasvind nadat ek gelowig geword het. Nou moet daar 'n reaksie wees of 'n aksie wees. So, Romeine 3 vers 31 sê nee, stellig nie, inteendeel ons bevestig die wet. So om die wet te bevestig, dit is die volhoubare aksie van geloof wat nou natuurlik die wet kom bevestig. So ek kan nie bly by die geloof van die gehoor wat my regverdig maak in geloof in Yeshua en daar bly nie, want dis net die reaksie. Ek moet oorbeweeg in my volhoubare aksie teenoor Vader se woord en teenoor Jahwe ons Elohim. Dis wat hy van ons verwag. So hoe bevestig ek die wet? Hier kom die antwoord in Jakobus 1 vers 22 kom die antwoord en hy sê en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Is dit presies wat geskryf word in Romeine 3 vers 31, wat sê, hierso maak ons nou die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig dit. Ons bevestig die wet. En nou sê Jakobus 1 vers 22, sê ouens, moenie net hoorders word nie. Moenie net hoorders word nie. Word daders van die woord. Met ander woorde, moenie net 'n reaksie hê op die woord waar jy in geloof inkom nie. Jy moet 'n volhoubare aksie hê deur aan daders te word van die woord, gehoorsaam te wees en te begin wandel in sy weë. Dis wat die woord sê. Jakobus 2 vers 17. Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. So met ander woorde, as ek sê ek het die geloof, maar ek het nie die aksie nie, ek het nie die bewys nie, en ek kom nie in daardie posisie wat Romeine 3 vers 31 vir my sê, ouens, ons bevestig die wet. Al het ek geloof, ek moet nog steeds die wet bevestig. En hoe doen ek dit? Dis die volhoubare aksie van geloof wat die wet bevestig. So net so ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Vers 22, sien julle dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Met ander woorde, om geloof te hê in Yeshua, dis stap nommer 1.
En alhoewel dit die belangrikste is, dis stap nommer 1 en dis waar ek moet fokus, dis waar ek heel eerste moet uitkom. Ek kom nie by stap nommer 2 en verwag dis waar my geloof moet wees en dis waar ek gered word nie. Nee, ek word gered by stap nommer 1. En stap nommer 1 is my geloof in Yeshua. En dan gaan ek oor na stap nommer 2, waar ek nog steeds die geloof in Yeshua behou, maar ek is gehoorsaam aan sy woord. So, die geloof het saamgewerk met sy werke en die geloof volkome geword het uit die werke. So as ek net bly by punt nommer 1, die eerste aspek, geloof in Yeshua, dan beteken dit my geloof is nie volkome nie. Die woord sê so, ouens, dan is my geloof nie volkome nie. Jakobus 2 vers 24, sien julle dan nou, dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen deur die geloof nie. Wow, okay, maar kom ek vat jou gou weer terug. Vat jou terug na Romeine 3 vers 28, ons neem dus aan, dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Okay, nou sê Jakobus 2 vers 24 sê, sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen deur die geloof. Okay, so hierdie twee staan eintlik teenoor mekaar. So wat is nou eintlik die waarheid? Romeine 3 vers 28 is absoluut die waarheid en Jakobus 2 vers 24 is ook absoluut die waarheid, want ek kan nie geregverdig word alleen deur die wet nie. Ek kan nie. Ek moet geregverdig word deur Yeshua. En nou sê die woord verder dat as ek net daar bly en ek het geen werke nie, en ek het geen gehoorsaamheid nie, en ek wandel nie in sy woord nie, en ek bevestig nie sy wet nie, dan beteken dit dat my geloof word nie volkome nie, en ek word nie geregverdig in alle aspekte van my lewe nie. So ek kan nie net bly by die geregtigheid wat ek ontvang uit die geloof nie. Hier sê die woord dit, Jakobus 2 vers 24, sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. So daai twee aspekte moet saam funksioneer. Dis wat die woord vir my kom openbaar. So geloof, waar ek glo in Yeshua, ek word geregverdig deur sy bloed, en my geloof in die werke van die wet, met betrekking tot sy insettinge, sy verordeninge, daardie twee aspekte werk saam in geloof. Dit kan nie van mekaar afgeskei word nie. Kan nie. Jakobus 2 vers 26, want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook geloof sonder die werke dood. In ander woorde, as jy die liggaam en die gees skei van mekaar, wat gebeur dan? Dan is daar 'n sterfte wat plaasvind. En dis presies wat gebeur wanneer jy geloof in Yeshua wegskei van die werke. In ander woorde, die bevestiging van die wet, dan vind daar 'n dood plaas. So ek kan nie aan die lewe bly alleenlik deur die geloof in Yeshua nie. Die twee goed moet saamwerk. Ek kan ook nie begin by die werke van die wet en verwag dat dit moet my regverdig en dat ek alleen daarin staan sonder die geloof in Yeshua nie. Sorry, dit werk ook nie so nie. So nou, luister gou hierso. Ek het nou vir jou twee goed gegee. Ek het met jou gepraat oor die boek van Romeine, ek het met jou gepraat oor die boek van Jakobus. So Romeine, word ek geregverdig deur geloof tot redding. Hierdie is belangrik. In die boek van Romeine word ek geregverdig deur die geloof tot redding. So ek word gered, ek word gewas deur sy bloed, ek het geloof in Yeshua, hy's inwonend in my, hy kom transformeer my lewe, so ek word geregverdig deur die geloof tot redding. Nou kom ek in die boek van Jakobus. In die boek van Jakobus is ek gered. Ek is gered in die boek van Jakobus en ek word geregverdig tot heiligmaking en deur gehoorsaamheid aan die wet. Want jy sien, daar's twee tipes geregtigheid. Daar's twee tipes geregtigheid. Daar is 'n toegerekende geregtigheid. Die toegerekende geregtigheid ontvang ek
deur niks wat ek gedoen het as mens nie. Dit word aan my toegereken deur Yeshua se offerwerk, sy bloedoffer en die feit dat ek hom aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Dis toegerekende geregtigheid. Dan is daar meegedeelde geregtigheid. En meegedeelde geregtigheid is die geregtigheid wat ek ontvang deur my wandel in heiligmaking en gehoorsaamheid aan Vader se woord, sy wet, sy insettinge en sy verordeninge. Dis die meegedeelde geregtigheid. So daai twee geregtigheid moet werksaam wees in my lewe. Dis wat die boek van Romeine en die boek van Jakobus vir ons kom verduidelik. So ek wil dit weer vir jou gee. In die boek van Romeine word ek geregverdig deur geloof tot redding. En in die boek van Jakobus is ek gered en ek word geregverdig tot heiligmaking deur gehoorsaamheid aan sy wet. So ware geloof verlang van my 'n aksie van gehoorsaamheid aan die woord van Jahweh. Dis ware geloof. Ware geloof is die reaksie op sy woord. Ek word gered deur Yeshua en dan die volhoubare aksie van gehoorsaamheid aan die woord van Jahweh. En dis hoekom die woord sê in Romeine 2 vers 13, omdat nie die hoorders van die wet by Elohim regverdig is. Omdat nie die hoorders van die wet by Elohim regverdig is nie, maar die daders van die wet geregverdig sal word. So hier is 'n belangrike ding wat ek nou vir jou gaan gee. Dit is nie die regverdiging of geregtigheid van geloof tot redding nie, maar wanneer ek wel tot redding kom in Yeshua, wat ek deur my gehoorsaamheid en deur heiligmaking na die wil van Jahweh geregverdig word. So, dit is geloof. So geloof is nie so eenvoudig soos wat 'n mens altyd dink nie. Geloof is nie so eenvoudig soos wat mense altyd uitmaak en ek is mos nou gered en ek het geloof en ek kan mos nou maak en doen wat ek wil, ek glo mos. Okay, die duiwels glo ook en hulle sidder. So geloof is nie so eenvoudig nie, mense. So nou bring dit my by die hoop. So ek het nou geloof gehanteer, nou gaan ek hoop hanteer en dan gaan ek liefde hanteer. So, wat is die hoop wat ons het? Wat is die hoop wat ons het? Tog 'n belangrike vraag. Wat is die hoop wat ons het? Titus hoofstuk 2 vers 13 sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote Elohim en ons verlosser Messia Yeshua. So die hoop wat ek en jy het is die verskyning van Yeshua se wederkoms. Dis die hoop wat ek en jy het, die verskyning van sy wederkoms. Maar ons hoop gaan verder. 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Yeshua die Messias. Wat is die hoop wat ons moet hê? Hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Yeshua ons Messias. So, die genade wat ons ontvang, die genade wat hier ons deel is, gaan ons eers ontvang by die openbaring van Yeshua. So dis wat ons gaan ontvang wanneer hy verskyn. So dis die loon wat ek en jy gaan ontvang. Dis die kroon wat ek en jy gaan ontvang. Dis die seëninge wat ek en jy gaan ontvang wanneer hy homself kom openbaar en verskyn. Dis die genade wat ons deel is, wat ons deel word by die openbaring van Yeshua die Messias. Eers dan, wat is nog verder ons hoop? Kolossense 1 vers 5, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van waarheid van die evangelie. So wat is die hoop wat vir ons gelê is in die hemele? Dit is sy beloftes vir ons as hemelse seëninge. Die boek van Efesiërs hoofstuk 1 praat van die feit dat hy ons seën met alle hemelse seëninge.
So die beloftes wat weggelê is in die hemel, of die hoop wat weggelê is in die hemel, is die beloftes op die hemelse seëninge wat ek en jy gaan ontvang, en wat eintlik ons deel is op 'n daaglikse basis, want dit wat in die hemel is, kan ek en jy op aanspraak maak, wanneer ons in gehoorsaamheid wandel. So dis my hoop, mense. My hoop gaan verder in 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 14, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Met ander woorde, as jy nie die hoop op die ewige lewe het nie, dan gaan jy treur, jy gaan huil, daai persoon is verlore, maar ons wat die hoop het op die ewige lewe, en wanneer jy afskeid neem van iemand en jy weet, maar daardie persoon se saak was reg met die lewende God, dan is daar mos hoop. Dan gaan jy nie treur soos iemand wat geen hoop het nie. Iemand wat geen hoop het nie, is iemand wat geen bewys het, of geen of 'n twyfel het, of daai persoon die gawe van die ewige lewe beerwe. Want jy sien, daar is op die ou einde van die dag, is daar 2 destinasies. Nommer 1, die eerste destinasie, is die teenwoordigheid van Jahwe vir ewig en vir altyd, waar ons saam met Yeshua gaan regeer. Dis die eerste destinasie. Die tweede destinasie is die ewige verdoemenis, weg van die teenwoordigheid van Jahwe. Daar is net 2. So dit hang van my en jou af hoe ons lewe, of ons die hoop gaan hê op die ewige lewe, om vir ewig te lewe. Want as ons glo dat Yeshua gesterf het en opgestaan het, dan sal Elohim ook so die wat in Yeshua ontslaap het, saam met hom bring. Met ander woorde, ek het die hoop op die ewige lewe, nie net die hoop op my ewige lewe, maar ek weet ook, in terme van hoe my ouers gelewe het, en hulle het afgesterwe, weet ek, dat my ouers het die gawe van die ewige lewe, en ek gaan eendag versoen word met my ouers. Halleluja, gaan dit nie amazing wees nie? En ek weet daar is familielede wat jy ook mee versoen gaan word in die hiernamaals, wanneer ons vir ewig en vir altyd saam met Yeshua gaan lewe, want dis die hoop wat ek en jy het. Dis die hoop wat ek en jy het. Die hoop wat ek en jy het, is die opstanding uit die dode. En nou kom hy by Titus 1 vers 2 en hy sê, in die hoop van die ewige lewe wat Elohim, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. So Vader het aan ons kom beloof die gawe van die ewige lewe. So dit is die anker wat ons vashou. Die hoop op die ewige lewe is die anker wat ons vashou. Daarom sê Hebreërs 6 vers 18 tot 19, met betrekking tot die ewige lewe. Sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat Elohim sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot die binnekant van die voorhangsel. So die hoop wat voorlê is die hoop op die ewige lewe, en nou sê die woord, daardie hoop op die ewige lewe is ons anker. En dit hou ons vas. Dis die anker van ons siel, en hy gaan in tot binnekant die voorhangsel in die hemel. En dit hou ons vas, mense. Dis ons anker, en dis waarop ek en jy kan hoop op 'n daaglikse basis. Nou, ons verkry hoop alleenlik deur 2 aspekte. Ons kry hoop alleenlik deur 2 aspekte. Ek kan nie hoop hê as ek nie geloof het nie. Ek kan nie hoop hê as my geloof nie op die regte wyse funksioneer nie. So ek verkry hoop alleenlik deur 2 aspekte. Geloof tot redding en verlossing in Yeshua, en geloof tot gehoorsaamheid aan die wet en heiligmaking. Dis die 2 aspekte waardeur ek die hoop tot die ewige lewe het. Want daar moet 2 aspekte wees, daar moet 2 dinge wees wat dit kom bevestig. Hoekom 2 aspekte? Want daar moet 2 getuies wees in ons lewe.
Daar moet twee getuies wees. Ten alle tye moet daar twee getuies in ons lewe wees. So getuie nommer 1 is die geloof tot redding en verlossing in Yeshua. Getuie nommer 2 is die geloof tot gehoorsaamheid aan die wet en heiligmaking, want daar moet twee getuies in ons lewe wees en die woord verklaar dit. Deuteronomium 17 vers 6. Op die verklaring van twee getuies of drie getuies moet die veroordele gedood word en hy mag nie gedood word op die verklaring van een getuie nie. Deuteronomium 19 vers 15. Een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde, by enige misstrap wat hy begaan het, of op die verklaring van twee getuies of op die verklaring van drie getuies sal 'n saak van krag wees. Matteus 18 vers 16, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. So die woord kom verklaar dit. Hy sê daar moet twee getuies wees, sodat die saak kan vasstaan. So wanneer ek en jy voor die bema staan, voor die regterstoel van die Messias, moet daar twee getuies wees wat saam met ons getuig. Nommer 1, die geloof tot redding en verlossing in Yeshua, en tweedens, geloof tot gehoorsaamheid aan die wet en heiligmaking. Dit nie amazing nie? Daar moet twee getuies wees. Want kyk wat sê die woord hoop. Die woord hoop in die oorspronklike Hebreëse vertaling is in die Concordance H3176 en daardie woord is jagal. Jagal. En jagal beteken om te wag, om geduldig te wees, om te bly, met ander woorde to abide, om te bly in sy teenwoordigheid en sy heiligheid en om te vertrou. Dis die hoop wat ek en jy moet hê. So met ander woorde, ons moet wag op die lewende God. Ons moet geduldig wees op die hoop van die ewige lewe. Ons moet bly in sy teenwoordigheid en ons moet aanhou om hom te vertrou sodat daardie hoop kan vasbly as 'n anker in ons lewe. So hierdie hoop moet nou natuurlik 'n aksie veroorsaak. Die hoop wat ek en jy het, moet 'n aksie veroorsaak. 1 Johannes 3 vers 3. Kom gee vir my en jou die aksie. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, hier kom die aksie, reinig homself soos hy rein is. So as ek en jy die hoop op die ewige lewe het, ons het heel eerste die geloof, twee aspekte, geloof in Yeshua tot redding, tweedens geloof in gehoorsaamheid en heiligmaking aan die wet, wat ons bring in geregtigheid. So daai twee aspekte, wanneer ek hoop op hom het, dan bring dit my in 'n aksie om myself te reinig soos wat hy rein is. Met ander woorde, ek verwyder dinge uit my lewe uit. Ek verwyder sonde uit my lewe uit. Ek gaan nie toelaat dat daar sonde en ongeregtigheid in my lewe is nie, want jy sien, net soos wat Yeshua rein is, perfek is, heilig is, so moet ek ook rein en heilig en perfek wees, want jy sien, hy kom haal 'n skoon en rein bruid. Is dit maklik? Nee, dit is nie maklik nie. Dis moontlik, maar dis nie maklik nie. Dis baie keer moeilik, maar ek en jy moet onsself reinig. So met ander woorde, ek kan nie maak en doen wat ek wil nie. So ek kan nie geloof hê wat my in 'n posisie bring van losbandigheid, want jy sien, ek is mos nou gered en ek het die vryheid van Yeshua ontvang en ek is mos nou vry om te maak en doen wat ek wil. Nee, wanneer ek geloof het en ek het daai twee getuies in my lewe, dan bring dit my op 'n hoop op hom en daardie hoop veroorsaak dat ek my eie lewe kom reinig soos wat hy rein is. In ander woorde, heiligmaking. Heiligmaking. En nou bring dit my by liefde. Nou kom ons eers by liefde. En onthou wat die woord gesê het? Die grootste hiervan is die liefde. Die grootste hiervan is die liefde. Geloof, hoop en liefde, maar die grootste is liefde. So wat is die grootste gebod? Hulle vra vir Yeshua hierdie vraag en hulle dink hulle gaan hom so 'n bietjie uitvang met daardie ene. Maar hulle vra hom, wat is die grootste gebod? En Yeshua antwoord, meester,
Wat is die grootste gebod in die wet? En Yeshua antwoord hom, jy moet Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Weereens twee getuies, want jy sien daaraan hang die hele wet. Die eerste vier gebooie is opgeteken en jy moet Jahwe jou Elohim lief hê met jou hele siel, met jou hele hart, met jou hele verstand. En die ander 6 gebooie beteken jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dis waaraan die hele wet vas is. So alles in die woord gaan oor liefde. Alles in die woord. Vader soek 'n liefdesverhouding met ons as sy kinders. Gaan alles oor liefde. Kyk wat sê in Hosea 6 vers 6, want ek het 'n behaag in liefde en nie in offerhande nie. En in kennis van Elohim meer as in brandoffers. So Vader sê, ouens, julle is so besig. Julle is so besig met offerhande, julle is so besig met brandoffers, julle is so besig om vir julle 'n plek te probeer koop in die ewigheid. Weet jy wat soek ek van julle? Ek soek liefde en ek soek kennis. Wat is hierdie kennis? Dis yada, dis 'n intieme verhouding met die skepper van hemel en aarde. Dis wat Vader van ons soek. Dis wat hy soek. Hy soek liefde. Hosea 12 vers 7, en jy tot jou Elohim moet jy terugkeer. Beoefen liefde en reg en hoop geduldig op jou Elohim. So hier is geloof, liefde en hoop in een sin in die Ou Testament. En jy tot jou Elohim moet jou terugkeer, met ander woorde geloof, beoefen liefde en reg. So nou moet ek liefde hê en hoop geduldig op jou Elohim. So ek moet 'n hoop hê op alles wat vir my van toepassing is uit sy woord. Mikha 6 vers 8. Het hy jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra Jahwe van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou Elohim. Nou kom ons in Johannes hoofstuk 14 vers 15 en hy sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Vers 23 tot 24, Yeshua antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar nie my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. So in ander woorde, Vader sê, as ons nie sy woord bewaar nie, in ander woorde, as ek nie tot aksie oorgaan, ek kom oor in gehoorsaamheid, soos wat die woord sê in die boek van Jakobus, ouens, die geloof sonder die werke is mors dood, sê die woord, sê Yeshua eintlik, hy sê, hy wat my nie lief het nie, bewaar nie my woorde nie. So hoe kan ek geloof in Yeshua hê? Ek is gered deur die bloed van die lam, maar ek wandel nie in gehoorsaamheid nie. Dan beteken dit ek het hom nie lief nie. Dis nie ek wat so sê nie, dis die woord wat so sê. In Johannes 2 vers 3 tot 6, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar, en hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van Elohim waarlik volmaak geword. Is dit nie wat die boek van Jakobus ook kom sê nie? Hy sê dat die geloof werk saam met die werke, en as dit saamwerk, dan kom die geloof in volmaaktheid. Dan kom die geloof in volmaaktheid. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van Elohim waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Net so terloops, hoe het Yeshua gewandel? In gehoorsaamheid. In heiligmaking. Dis hoe Yeshua gewandel het. 1 Johannes 5 vers 2 tot 3. Hieraan weet ons dat ons die kinders van Elohim lief het. Net so terloops, het jy die huisgenote van Elohim, het jy hulle lief? Die wat wandel soos wat jy wandel, die wat in geloof staan in Yeshua, het jy hulle lief?
Natuurlik, ek het hulle lief en ek het julle lief en ek het die gemeente lief en maak nie saak waar julle is nie, al is julle verspreid reg oor Suid-Afrika, het ek julle lief. En omdat ek julle lief het, moet ek die waarheid verkondig, want jy sien, ek het Yahweh ons Elohim lief en omdat ek hom lief het, het ek julle lief. Hieraan weet ons dat ons die kinders van Elohim lief het, wanneer ons Elohim lief het en sy gebooie bewaar, want dit is die liefde tot Elohim, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. So, geloof, hoop en liefde is nie so eenvoudig, soos wat mense dit probeer maak nie. En dit is ook nie die rede tot losbandigheid om te lewe soos wat die mens wil nie. Ouers, is nie so eenvoudig nie. Geloof, hoop en liefde het eintlik so 'n diepte waarna ek en jy moet kyk. Daar's so 'n diepte daarin wanneer ek praat oor geloof en hoop en liefde, en ek is seker dat wanneer jy weer dalk by die huis is en jy sien daai ding wat teen die muur hang wat sê geloof, hoop en liefde, gaan jy met 'n ander oog daarna kyk. Miskien as jy agter iemand ry en daar's 'n stiekertjie aan die venster wat sê geloof, hoop en liefde, gaan jy met 'n ander oog daarna kyk. Jy sien, want Vader Yahweh verwag van ons dat ons ten volle in die ware geloof, die ware hoop en die ware liefde sal lewe en wandel tot eer van sy naam. Halleluja. Halleluja. So mense, ek wil hierdie met jou gedeel het vandag sodat jy kan besef die groot diepte wat daar is. En daardie 3 woorde, geloof, hoop en liefde, en mag dit vandag jou lewe kom transformeer. Dat jy anders sal funksioneer, en wanneer jy in geloof is, sal jy weet, maar daar moet 2 getuies wees in my lewe. En daai 2 getuies bring die hoop wat ek het in aksie. En daardie hoop wat ek het, word nou natuurlik bevestig deur die liefde wat ek het teenoor die lewende God. En dit beteken, ek wandel tot eer van sy naam. Ek wandel om hom te verheerlik in alle aspekte van my lewe. Halleluja. So, voordat ek vir jou totsiens sê, wil ek saam met jou bid. Net daar waar jy is, kom ons bid saam en ons vereer die lewende God vir sy woord. Vader, dankie. Dankie vir u woord en dankie dat ons vandag by mekaar kan kom op hierdie Shabbat, die dag wat u vir ons kom uitkies het, om u naam te vereerlik, om in te kom in u teenwoordigheid, om tyd te spandeer met u, om 'n yada verhouding met u te ontwikkel. Vader, dankie dat ek hierdie woord kon openbaar maak het aan u volk, aan u kinders. En ek dank u Vader vir 'n nuwe kykie na geloof, hoop en liefde. En my gebed is Vader dat mense se geloof aangespoor sal word tot 'n verhouding met die lewende God in gehoorsaamheid en in waarheid en in heiligmaking. Vader, ek bid ook dat ons hoop sal vas staan as 'n anker. Ons hoop op die ewige lewe, Vader, want as ons net lewe soos wat ons wil en ons dink ons geloof is voldoende en ons maak en doen wat ons wil, gaan ons hoop verlore wees in terme van die ewige lewe. En dit veroorsaak dat ons liefde skiet kort. Maar my gebed is, Vader, dat ons in geen aspekte kort sal skiet nie. Vader, dat ons in geen aspekte, Vader, enigsins u sal benadeel in ons optrede, in ons lewe, in ons wandel met die skepper van hemel en aarde nie. Dankie Vader, ek bid dat u hulle nou sal nader trek, elke persoon wat deel is van Mikdash gemeente, elke persoon wat na die uitsending kyk, Vader, ons gemeente wat verspreid is wyd en suid, ek bid Vader dat u hulle sal nader trek deur u Heilige Gees en dat hulle sal weet wat dit beteken om 'n verhouding te hê met die skepper van hemel en aarde. Ek bid Vader dat u vandag sal kom bevestig die geloof, die hoop en liefde in elkeen se harte. Halleluja. Ek dank u daarvoor, Vader. Ek dank u dat u vandag met mense ontmoet op 'n bonatuurlike wyse en dat mense vandag kan wegstap van hierdie uitsending met die wete dat die lewende God het met ons ontmoet. En ek eer u daarvoor in die wonderbare, die heilige naam van ons Meester Yeshua. En ons gees roep uit, halleluja, halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel was. Man, dit is altyd lekker en 'n voorreg om met jou te gesels. So mag jy geseënd wees. Geniet jou Shabbat verder. Tot volgende keer. Shalom.